nog vergeet in die boekie, daar so 'n blad, hy lê die binnekant vir, toe maar wat, Dr. Frikkie Engelbreg, wat ons kom besoek, die naweek van die 27ste. Die boekie kos vir jou R100 by Helen, print dit vir ons, dis net die R100 dat die boekie kos. Verder is alles gratis. Die 28ste is ons daar by die NG Kerk, ons maak dit saam, wat hulle ons hierdie kursus aanbied, of Dr. Frikkie vir ons hierdie kursus aanbied. Dis so verrykend, regtig mense. As jy dit kan bywoon, ek weet dis einde van die maand, dat groceries koop, maar ons kan regtig so 'n bietjie compromise laat ons hierdie, hy kom van ver af en dis die moeite werd. Ek sal nie iemand laat kom, wat hier kom ginnegaat en kom na ons as kwyt raak. Dis iemand wat weet waarvan hy praat. So, kom ons druk Helen druk vir ons die boekie en maak vroegtydig dat ons kan weet hoeveel mense daar is. En dan die braaiery van my verjaarsdag is gekanselleer. Ek het mos gesê ek wil niks. Ek wil nie 'n party nie. So ek hou van my Sondagslaap. So los daai braai storie, ek hou nie van. Ek het mos laaste gesê die 15de ek wil niks hê. En toe ek nou vir gister vir Christine ook asseblief kanselleer dat ek hou nie van sulke goed. Ek is hier ou vir hierdie. Julle kan nog altyd die persente bring. Ek sal met kous daar voor ophang by die deur. Ja, ons gaan koek eet na die tyd. En tee drink en koffie eet so. That's it. So vir 2 klein kykies kan ek daar in die kous kom koop. Ja, wat? 2 klein kykies. Ek trek hom bo toe en ek vat hom seën. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons verheerlik U naam en ons maak U naam groot by God. Here, ons is opgewonde om vanmôre hier te wees. Ons het 'n dankbaarheid in ons hart en in ons gees by God. Want daar is niemand soos U nie. Ons kan werklik vanmôre opkyk na U toe en ons kan uitroep uit ons harte. Werklik, Here, ons krag kom van U af. Vader, en ek bid vanmôre my God dat daar 'n honger en 'n dors in siele sal kom, Here. 'n begeerte na God. 'n begeerte om so in U teenwoordigheid die heeltyd te wees. Here, ek bid dit vir ons dorp, ek bid dit vir ons gemeentes, Here. Ek bid vanmôre dat mense 'n ywer. Ons praat vanmôre so die verskonings wat mense het wat nie meer kerk. Dis lagwekkend my God om te kan dink dat hierdie selfde mense eendag voor die troon van God sal moet loop staan. Jo, Here, dit maak vrees in my hart vanmôre, Here. Dit bring eintlik 'n bedroefdheid in my hart, Here. Vader, werk in elkeen. O Heilige Gees, U wat in harte kan sien, U wat behoeftes kan sien. Werk vanmôre in ons gemeenskap by God. Werk vanmôre in mense se harte. Here, maar dankie ook o Heilige Gees dat U ons diens sal seën. Dat ons vol van U hier sal uitstap, Here. Dankie dat U ons voorsang sal seën, my God. Dankie, Here, dat U ons elkeen so seën met 'n aanraking vanmôre. 'n Vars vuur uit die hemel uit. Dankie dat ons vanmôre hier kan staan met gesondheid, my God. Here, dis 'n voorreg uit U hand, dis geen verpligting. Dis nie 'n moet nie, dis iets uit U hand, dis 'n voorreg, Here. Dankie dat ons geseën kan wees, Here, met 'n huis, ons het alles wat ons nodig het, ons het finansies, ons het kos op die tafel. Here, ons het mekaar en vir mekaar lief te hê. Dis iets om voor dankbaar te wees. Dankie my God, dat ons vanmôre kan weet ons behoort aan U. En daarom prys ek U naam. In Jesus wonderlike naam. Amen. Kom ons staan hier voor en ons, die wat hier voor moet staan en ons ander sing lekker uit ons harte. Kom ons staan op.
gebed is dat ons net ons oë sal toemaak. By die liedjies wat jy die woorde ken, maar maak bietjie jou oë toe en lig net jou hande op en verheerlik net vir God vir wie hy is. Ons hier rondom ons sal rond begin kyk en kyk wat doen die ander een of kyk hoe lyk die ander een nie, maar dat ons oog sal fokus op die Here. I will bless thee, O Lord.
Amen, amen, amen. Ek kyk maar so 'n bietjie vorentoe. Ek is ook soos die Here man, ek wil tussen die mense. Ene man. Dis vir my lekker om tussen kinders van die Here te wees. Lekker. Ja, hier man, Michael, wie die Here julle geseën met wat julle gedoen het. Jy was die pir, maar jy kan maar sê, jy mag ons vis vang. Die Here seën ons. En as ons, die Here ons so seën, dan kom ons terug en ons kom sê, dankie Here. Dink jy die vis het sommer net daar in die see? Nee, God het dit gemaak. Dink jy in jou besigheid, as jy voorspoedig is, dis oor jou goedheid, oor jy so bekwaam is. Man, jy so onnozel soos grond. Dis God wat jou die wysheid gee. Dis hy wat jou bekwaam maak vir dit wat jy kry. En dis hy wat jou seën. Mag die Here sy hand terugvat van die. En daar's baie van, mag God sy hand terugvat, terugtrek van die wat vanmôre arrogant dink dat dit wat hulle het, is hulle eie bekwaamheid. Ek vra die Here vanmôre, ek gee nie opdrag nie. God weet wat hy doen. Want ons is so vol, wie mense, as een groot gevaar, en ek gesels vanmôre 'n bietjie oor afvalligheid, ek kan myself daar doen. Ek gesels vanmôre 'n bietjie oor afvalligheid. Nou die grootste gevaar van afvalligheid is voorspoed. As ons in die woord van die Here kyk, en ons lees daar, dan sien ons, elke keer as Israel, die volk van God, afvallig geraak het, was dit omdat hulle te voorspoedig geloop raak het. Ja. So mag elke een daar buite vanmôre, omdat jy die huis van God nie ken nie, mag die Here sy hand van voorspoed in jou lewe terugtrek. Ek het die reg om dit by die Here te vra vanmôre. Want ons ken God nie meer. Ons ken hom as dit goed gaan met ons. Maar as dit nie meer so, as dit nie met ons goed gaan nie, dan storm ons kerk toe. Pastoor, bid vir my. Jy sal vir jou verbaas en jy gaan jou vasloop, want ek gaan vir jou nie bid nie. Ek gaan vir jou nie bid nie. Ek gaan vir jou vra, waar het jy verkeerd gemaak met God? Waar het dinge verkeerd geloop? En ons kan kyk, ek praat nie van ons gemeente alleen, ek praat van elke gemeente. Ek praat van elke huis van die Here waar die naam van God groot gemaak word. Wat ons wegdraai van, kom sê, dankie Here. Nou die dag het ek en nou Pieter ook weer gesels, daar uit Meyerton en waar hy ook al. En wat hy ook so gepraat het van, ons moet gedurig, ons moet nou bid vir back and closure. Wonderlik, ek sê nie ons moet nie. Ek sê net, waar is die plaasboere? Ek vra, waar is hulle? Dis presies wat ou Piet gesê het, ek dink hy het seker my iets gesien daar aan die ander kant. Ons moet bid vir droogte, ons moet bid vir reën. Maar Sadra is ons so dronk soos torre. Die plaasboer, dis by die een daas, ek sien nou daar op Facebook, sien ek 'n ding van die bendehuis. Dis so gesuip, dame. Dis net dronkenskap. Die bendehuis, dis daar in Namibia Window, kan vol sit van goddeloosheid. Maar God moet seën. Wie dink jy en ek is ons? Mag die Here se voorspoed in jou lewe so 'n bietjie teruggevat word. Ons kan nie hier wil sê, Here, bid vir back and closure. Dis wonderlik, maar dan moet ons weet, as God kom help, dan moet ons hom kom eer. Jy kan nie Saterdag aan sit en dronk suip in die bar, plaasboere, wie ook al, besigheidsmanne, Sondag dan moet daar gebid word vir back and closure, vir reën. Hier stort die Here, God is goed. Hy maak, hy sê mos, hy laat loop sy waters oor die bose en die goeie. En die Here maak die sluise van die hemel oop. En dan volgende Saterdag is ons weer, dan hou ons in plaas van by die kerk dankie te kom sê, dan is ons weer so dronk, so storre.
Mense, so lyk dit in ons lewe. Dan verwag ons dat God ons moet seën met gesondheid, voorspoed. Ons mense besef ons wie God is. Wie in my hart, in my hart, bewe ek, en as ek hartseer, as ek besef, met wie speel ons. Deur die jare, kom ek lees maar 'n stukkie. Jeremia 2, vers 19, 20 en 21. En nou wil ek hê iemand by die huis, die Boodskapper Bybel, en die Lewende Bybel praat eintlik baie, hulle beskryf dit so mooi, Esegiel 16. Gaan lees hom uit hierdie Boodskapper Bybel, of in die Lewende Bybel, verstaan, dit beskryf so God se hart, so in sy diepte, in sy wese, wie hy werklik is, Esegiel 16. Maar ek lees vanmôre Jeremia 2, vers 19, hy sê, jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkeerigheid, jou afvalligheid, sal jou straf. Weet dan en sien, dat dit verkeerd en bitter is, dat jy die Here jou God verlaat het, en dat jy my vrees nie by jou is nie, spreek die Here van die leerskare. Vers 20, want van ouds af, het jy jou juk verbreek, jou stoppe stukken geruk, jy het weerbarstig geloop raak. Dis 'n ou ding van jou sê. En jy het gesê, ek sal nie dien nie. Dis mens. Want op elke hoë heuwel en onder elke groen boom gaan jy lê om te horeer. Kyk net hierdie gevaarlike ding. Esegiel 16 praat presies van jy wat loop rond hoor, jy soos 'n prostituut. Hy praat van Jerusalem, maar ons kan maar vanmôre bietjie Jerusalem se naam uithaal en dan sit ons bietjie vanmôre ons eie naam in. As God met jou praat vanmôre, as jy vanmôre hier uitstap en jy getig oor jou vingers, sê dankie Here. Dankie Here. Mense, daar gaan 'n tyd kom, wie ek bewe, as ek weet en as ek sien hoe liefdeloos ons as kinders van die Here geraak het vir God. Liefdeloos teenoor God. Kyk wat sê in vers 21, hy sê, nogtans het ek jou geplant as 'n edele wingerdstok, as heeltemal egte saad. Hoor, hy sê, ek het jou geplant as 'n edele wingerdstok. Daar's niks, hy sê egte saad. Daar's niks fout. Die saad wat ek in jou geplant het, is opreg, dis skoon, dis suiwer, daar's niks vals in bedrieglik. Jy's 'n edel wingerdstok man. Verstaan jy, by God is jy edel. Hy maak nie half nie, vir hom is jy kosbaar. Edel beteken kosbaar man. Jy het waarde. Jy's kosbaar vir die Here. Kyk wat sê hy verder. Maar hoe is jy vir my verander in 'n wilde loot van 'n vreemde wingerdstok? Hy sê, hoe is dit moontlik dat jy verander het as 'n edelstok na 'n wilde wingerdloot? Na 'n niks, verstaan jy? Na iemand wat maak wat hy wil, doen wat hy wil. Mense, ek wil vanoggend wil ek werklik met ons diep in ons harte praat. En ons moet vanmôre uit ons hart uit luister. As ek vanmôre praat van afvallig, 'n sondaar kan nie afvallig word nie. 'n Sondaar kan nie afvallig, hy is afvallig. Afvallig beteken om jou rug op God te draai. Om jou rug op God te draai. Wie ons kan nog ons rug op mekaar draai, maar om jou rug op God te draai, na alles wat hy vir jou gedoen het. Hy sê in Jesegiel 16, ek gaan net so stad, gaan leer die hele stuk. Hy sê, Jerusalem, jy was soos 'n kind wat gebore is. Hy sê, jy daar gelê op die grond. Sit jou naam vir vanoggend aan. Hy sê, jy het gelê op die grond. Niemand was daar wat jou naalstring gekom knip het nie. Hy sê, jy het gelê in jou eie bloed en water. Dit staan daar vanmôre. Duidelik soos daglig. Hy sê, niemand het oor jou gewaarsku nie.
Dis ek en jy vanmôre mens. Niemand het oor jou ge-worry nie. Toe jy in die wêreld gewees het, toe jy besig was met sonde, het niemand oor jou ge-worry nie. Niemand het omgegee nie. Mense het by jou verbygeloop. Jy het in jou kots en jou vernedering gelê, man. Verstaan jy? Jy het in jou naaktheid gelê voor mense. Mense het jou beskinder. Mense het jou 'n bespotting van hulle gemaak. Hy sê dis hoe jy gelyk het. Jou naalstring is geklip. Jy het in bloed gelê. Niemand het omgegee vir jou nie. Almal het hulle rug gedraai. Almal het weggekyk. Niemand het jou raak gesien nie. Dis wat die Here sê vanmôre, van ons vanmôre. Hy sê niemand het jou gesien nie, man. Niemand wou jou gesien het nie. Niemand wou van jou 'n las vir hulle gemaak het nie. Verstaan jy? Hulle het gesê laat hy vrek van die ellende. Los hom, laat hy doodgaan. Los hom, los haar. Verstaan jy? Toe jy besig gewees, los van dis hulle lewe. Dis soos hulle moet wees. Help hulle. Dis so, man. Dis so. Dis presies wat die wêreld aan jou gedoen het. Hulle het jou gelos. Maar wie Jesegiel 16 sê vir my? Hy sê ek het jou gesien. Hy sê toe jy daar gelê het in jou bloed en jy gelê roggel het van jou sonde, man. Hy sê daar, het ek daar verby. God kom loop daar verby. Hoor hierso, man. Verstaan, hoor ek vanmôre wat die Here sê, man. Hy sê toe jy gelê het in sonde, het ek by jou verby gekom stap. Ek het jou gesien. Ek het jou gesien waar jy in jou bloed lê en versmoor, man. Ek het jou gesien hoe jy in jou bloed dat jou ellende lê en versmoor. Maar ek het daar verby gestap en ek het jou by die hand gevat. Hoor vanmôre ons praat oor afvalligheid. God het jou by die hand gevat. Hy het jou uitroep gehoor. Soos wat ons laas Sondag gesê het van Hagar. Ek het jou uitroep gehoor. Ek het gesien hoe sleg gaan dit met jou. Gaan terug 'n bietjie in ons verlede in mense. Ek wil nie ons moet in ons verlede loop 'n krapie, maar jy moet nie vergeet waar God jou uitgehaal het nie. Jy moet nie vergeet waar God toe jy op die grond gelê het en er niks gewees het nie. Mense, toe jy niks gewees het nie, het God in sy glorie by ons verbygekom stap. En ek sê dankie Here daarvoor. Janne, want ons is dankbaar vanmôre, man, dat God by ons verbygekom stap het. Hy sê ek het jou opgetel en ek het van jou iets besonders gemaak. Soveel dat mense gepraat het van jou. Mense het gepreek van jou. Mense het gesê wragtig ek het geweet wie hy was. Mense het jou raak gesien omdat God in jou begin belê het. God het in jou lewe belê. Hy het jou besonders gemaak. Hy het jou besonders gemaak. Hy sê maar weet jy wat? Daar het hoogmoed ingekom. Want mense het jou te veel geprys. Dit het te goed gegaan. Jy het vergeet waar ek jou uitgehaal het. Uit jou bloedplas uit, man. Uit jou vernedering uit. Ek het jou opgetel. Ek het jou mens gemaak. Jy het weer 'n naam gekry, man. Jy het eers 'n naam gehad nie. Hulle het gepraat van daai dronklap. Hulle het gepraat van daai tikkop. Hulle het gepraat van daai hoereer. En verstaan jy? Hulle het al van al hierdie goed gepraat. Maar ek het jou herskep. Ek het jou 'n naam gegee. Ek het jou gesê. Ek het mense het gepraat. Hey, waarlik, daai is 'n man en 'n vrou van God. Party van ons loop nog altyd sonder 'n naam rond. Ons wil nie raak gesien word. Dit is vir ons right om daar te lê. Ons regverdig, ons lê daar. En dink jy dis God? Dink jy dis God, mense? Maar dit gaan toe te goed met Jerusalem. Dit gaan goed en jy val terug. En jy breek. Die woord van die Here sê in Jesegiel 16, hy sê jy begin hoereer met die wêreld, maar dis nie soos 'n prostituut wat geld vra nie. Jy bied jou gratis aan. Hoereer, 'n prostituut vra geld vir hoer. Die woord sê in Jesegiel 16, jy vra nie eens geld nie, jy bied jou dienste gratis aan. Want jy wil mense laat val. Jy wil mense afvallig van God maak. Jy wil hê dat die wêreld betwyfel aan hierdie God wat jou moddersluit het opgetel het. En God sê ek het my hand teruggetrek. Jesegiel 16. Ek het weer my hand teruggetrek. Nie omdat ek wou nie,
maar ek het gesien waar jy op pad was. Hoeveel besighede sit vandag hier buitekant? Wat gesê het hulle is vanoggend hier. Wat klomp beloftes maak dat hulle hier is. Weet jy, mag ek bekend wees vir iemand wat die woord van die Here reguit stryk binne in jou hart. Mag ek bekend wees daarvoor. Ek wil nie na daai kerk toe nie, want daai kerk is te reguit. Maar jy moet nooit 'n belofte voor God maak en dit nie nakom. Jy moet nooit dink jy's op eie krag. Mag die Here sy hand terugtrek uit jou besigheid uit. Ek bid daarvoor. Ek vra vir God. Want dit gaan te goed. As dit nie goed gaan, as dit te goed gaan, baie goed gaan, maar as dit sleg gaan, dan wil ons voor God staan huil. Moenie dan huil nie. Moenie vergeet dat dit goed gegaan, toe ken jy nie daai God nie. Moenie nou huil nie. Moenie nou huil nie. Soek die aangesig van die Here oor jou valsheid in jou hart. Jy sê, ek bid God vir predikers wat sal opstaan en hulle monde sal uitspoel rondom die woord van die Here. Nie hulle wil nie, maar altyd God se wil. Dat dit wat hulle sê uit die woord van die Here uitkom, dat ons kan wakker word. Want soos daardie ou man getuig het, wat in 'n koma was na 'n hartaanval. Wat hy gesê het, ek het laaste net klaar gemaak. Die hekke van die hel het so oopgestaan. En duisende mense met jong mense is daarin. Hy sê, maar hy het 'n engel van God nodig gehad om te kan wys waar die pad na die hemel loop. Hy kon hom nie self raak sien nie. So bitter min mense is op hierdie pad. Maak vanmôre seker dat die engel van God vir jou wys watter is die regte pad. Moenie jou eie pad volg, die mense. Vanmôre, ek bid vanmôre, mag God in ons harte spreek vanmôre. Ek smeek God vanmôre dat hy ons sal wakker maak vanmôre hier diep binnekant. Dat ons al ons issues en gemors eenkant sal neersit, want ek sal net die engel kan raak sien wat my op hierdie pad moet vat. As ek gesterf het in my eie ek, gesterf het in my alles, in myself, en ek verheerlik God in my alle doen en late. Dan sal ons die engel sien. Jare terug, en kon baie jare terug, roep die Here vir my. Want jy sien, God het iets in my raak gesien. Want daar, kyk, as ek in die wêreld was ek baie valshoek gewees. Maar toe ek God aanneem, is dit die eerste ding wat gewyk het. Want ek weet, hy het my bloedplas raak gesien. Ek weet, as sondaar het geweet, het my raak gesien. Weet en die eerste ding wat valsheid het uit by, en dis een ding wat ek heel eerste by die huis van die Here opgetel het, is valsheid. Valse predikers, valse voordoen, valsheid in hulle harte, valsheid oor wie God het, valse verheerliking man, valse lofprysing, valse aanbidding. Dis wat ek in die huis van God gekom sien het, en dit het my 'n bitter smaak in my hart gegee, om vals voor God te wees man, en valse dinge vir sy kinders deur te gee. Ek haat valsheid man, ek verpes valsheid man, moenie voorgee wat jy nie is, ek haat en verdra nie valsheid nie, want ons God haat valsheid man. Wie met my opregte kinderlike hart, want ek het gesien die skade wat rasisme in ons land gedoen het aan Namibië. Ek het gesien hoeveel haat en nait, en ek het 'n kafee, wat dis vir 'n Jood en 'n Griek en 'n Portugees, hulle doen daai. Want onmiddellik het ek wyn weggevat, want ek het 'n borrelstoer lisensie. Ek het 'n eetplek, maar ek het so 'n groot plakkaat van hierdie Chinese wat ongebore babas opvreet.
Ek het dit daar opgeplaas, so niemand wil daar kom eet nie, want hulle sien julle eerste hierdie ding raak, so net sowel kan dit maar net soos 'n kerk geloop raak, want niks wat goddeloos is, het ek in daai kafee verkoop nie. Ek het dit verpes, want ek wil nie vals voor God wees. So niemand het daar kom koop nie. Niemand wou daar kom koop nie, want jy weet hoekom, ek het 'n kerkie begin, in die Kleerling woonbuurt in Boggers, met 'n opregte hart. My bedoeling is so suiwer, Jouna, dat ons in die gemeenskap ons nou lekker kan saamwerk, dat daar vrede tussen mekaar kan kom, want ek het daar die vrede en liefde van God begin beleef, en ek wil hê Here, dat as ek hier 'n kerkie kan begin, dan kan ons nou almal lekker saamwerk, en hier kan vrede wees, en ons ou dorpie kan opstaan, en 'n lig in Namibië wees. Dit boemering, net die teenoorgestelde. En daai klomp Kleerling mense, in daai woonbuurt, leer my 'n paar beginsels. Maar ek staan nie vanmôre daaroor stil nie. Ek kom met die een vrou, ek vra vir haar, hierdie huis, aan wie behoort dit? Dis myne wille. Maar ek skuld 'n klomp geld op hierdie huis. Ek sê, kan ek dit nie oorvat? Sy sê, as jy begin breek in hom, dan vat jy hom. Dan vat jy hierdie skuld ook. Ek sê, daai dag gesê, die volgende dag, toe slaat ek 10 pond hamer. Toe slaat ek die huis uit. Maar ek kan nie eers behoorlik vir my eie huis kos gee. Ons vreet net chips en rassens. Ek lieg nie vir jou. Chips en rassens, my kinders ken nie van lekkers. My kinders ken nie van rommetjies, ek ken nie van koeldrank. En ek ken nie van lekker soetpatats en pampoentjies en daai goed. Dis chips en rassens. Maar ek sê, Here, ek sal breek. Ek breek hierdie huis. Ek breek hom oop, sodat hier siele gewen kan word. Sodat my gemeenskap kan verander. En God help my. Met niks, maar met chips en rassens. Ek kan nie eers behoorlik my skuld betaal nie. Ek kan skaars my elektrisiteit en water betaal. Maar ek breek. Ek breek, Here, ek sê, ek doen dit in die geloof. En God sien my raak. Want hy sien, hy weet, ek het 'n slegte nasmaak van die haat en die nait wat in ons omgewing gewees het. Hy sien dis vir my nie lekker gewees. Verstaan jy, want iets word gebore. Jy's nie net sommer 'n pastoor nie, man. Daar's 'n rede hoekom iets het in jou lewe gebeur, dat jy in 'n bediening ingestap het. Iets het in jou lewe gebeur, dat jy 'n verpleegster geword het. Iets het in jou lewe gebeur, dat jy 'n psigiater of 'n wat maatskaplike werker of wat ook al geword. Iets het in jou lewe gebeur, dat jy 'n onderwyser wil wees. Ek praat nie van werksoekgoeders, ek praat van mense wat dit 'n beroep gemaak het, dit hulle lewe gemaak het. Ek wil gaan leer vir dit. Ek wil 'n verskil in, want iets sit in my lewe, en dis hierdie vuil lewe van politiek, het iets in my lewe wakker gemaak, en God het vir my wakker gemaak, en het gesê, sien jy wat ek sien? En ek sê, ja, dankie Here, ek sien. En as gevolg van daardie sien wat God gesien het, en wat hy in my lewe wakker gemaak het, het hy my geroep. Voltyds. Nie soos 'n ou vrou hier in Oranjemund sê, ons is net hier om te vreet en te pyn nie. En die woord van die Here sê, jy mag nie geld kry nie. 'n Pastoor moet werk. Ek wil vir terugvat woord toe. As jy nie 'n verhouding met God het nie, dan praat jy sulke onbenullige twak. Daar's predikante en pastore en herders wat roeping het, en hy mag nie iets anders doen nie. God haal my uit. Ek werk 5 jaar kook en ek kom terug. En dinge loop skeef en die ou kafee en whatever, ek wil nou nie die hele my lewensverhaal vertel. Net as 'n Olivier op sy siene wees. En die Here bring vir my terug. Janie Silver, ek het dit al nie gesê wat hy gesê het, van 'n kois af kom het hy gesê, Willem, die Here sê, jy moet jou roeping vasmaak.
sit hier miskien van ons vandag. Jy gaan nie net 1 of 2 wees. Ons het nie gekom aftree nie. Ou baby, ons het nie kom aftree nie. Jy het 'n roeping. En nou Janie Silver kom sê vir my, Willem, jy moet jou roeping vasmaak, sê die Here. En ek gaan met besigheid aan. Ek doen soos ek wil. En op die einde van die dag, toe besteel hulle my. Toe roof hulle my, soveel sodat ek alles verloor. Alles in my lewe verloor, as gevolg van dat God my geroep het. En ek raak afvallig. Hierdie man wat so omgegee het, wat 'n droom gehad het om mense te help, uit hulle omstandighede uit op te tel, en hulle kenne te laat optel, man, op te lig en die wêreld weer in die oë te kyk, mense wat se selfbeeld afgebreek, tot vandag toe is dit my roeping, om mense te laat opstaan, tel op jou ken, man, moenie laat die wêreld jou afdwing en afbuig nie, nee, tel op en sien wat God vir jou gedagte het. En soos wat die Here daar vir Jona gesê het, Jona, maak klaar. Maak jou gereed. En die Here al met die eerste, Janie Silver roep het, hy vir my gesê, gaan maak jou gereed, want ek het jou hart gesien. Dit jy krisis in jou hart, is jou goddelike roeping. Dit wat hier gebore is, dit waarna jy smag, dit wat jy raak gesien het, dis jou goddelike roeping. Dis waar God jou wil gebruik. En ek begin twyfel, en die vyand kom in, en hy gee vir my by koop 'n sap depo, en ek maak geld. Jy sien, dis wat die Satan gedoen het, ek maak geld, en die Here stuur 'n tweede keer, verstaan jy? Want jy sien, as ons nie vir ons gereed maak nie, want die Here sê, maak jou gereed, daar's 'n roeping in jou lewe, maar ons sit terug, en ons sit 'n drome, en ons sit 'n beplan, maar jy vergeet waar God jou uitgehaal het. En op die einde van die dag, dan kom daar dinge in jou lewe, en lewe begin nou begin dinge lelik loop. Verstaan jy, nou begin dinge lelik loop. Ons lees daar in Jona. Jona het hom gereed gemaak om te vlug voor die Here. Hoor mooi. Nie almal, party is voltyds geroep, ander is geroep in jou waar jy sit, waar jy besig is, maar jy vlug, jy bly stil oor God. Jy's net so skuldig soos in Jona. God sê, maak jou gereed. Hy sê, in Jona het hom gereed gemaak om na Tarsus te vlug. Soos wat ek gevlug het. Ek het gevlug. Hier kom Tarsus. My boot was bietjie anderster. Dit was in die vorm van kook gewees. Verstaan jy, koeldrank, nie ander kookie. Lekker, en ek maak lekker geld, man. Verstaan jy, dis by Tarsus geloop raak, man. Ek vlug van my roeping, waar die Here gesê het, maak vas jou roeping, en ek vlug, ek klim op my boot van hebsug. Verstaan jy, want ek wil geld maak, man. Verstaan jy, ek wil hier, ek sien nie, ek dog nie, maar dis soos ek gedink, verstaan jy, ons redeneer ons eie renasies. Ek kan ons God verheerlik in my besigheid. Die Here het ander mense wat God kan verheerlik in die besigheid. God het vir my gesê, maak klaar, jy moet na Ninive toe gaan. Daar is mense wat verlore gaan. Daar's mense wat die hel gaan binnestap met 'n glorie in hulle harte. Verstaan jy vanmôre? Mense, dis hoekom ek sê, hoe desperaat is ons werklik vanmôre na ons roeping met die Here. Want jy sien, as jy eers begin vlug soos wat ek gevlug het, dan gaan dinge begin verkeerd loop in jou lewe. Want jy sien, dis die grootste, 'n man wat afvallig geraak het, is 'n gevaarlike mens om mee saam te lewe. Want jy sien, God is op jou spoor. Nie die Satan nie. God is op jou spoor. Wie 'n mens wat die Here gedien het. 'n Mens wat 'n roeping gehad het. Jy's gevaarliker as 'n moorddadige gevangene. As die grootste verkragter. Jy's gevaarlik, want jy verstaan hoekom jy gevaarlik is, want God is self op jou spoor. En dit maak dit lewensgevaarlik.
Want God agtervolg jou, nie 'n kriminele verskelm nie. God agtervolg jou. God het agter Jona aangegaan. God het hom begin vervolg en agtervolg. God is die een wat die storms gestuur het. Want hy was ongehoorsaam geweest. Hoeveel van ons sit vanmôre hier, omdat ons ongehoorsaam aan die stem van die Here is. Ons is afvallig. En as die storm kom, dan wil ons nou sê, dis die Satan. Dis God se storm. Dis God se storm, want God is agter jou as afvallige aan. Hoeveel keer dan hoor ons nie, mense wat miskien in 'n besigheid gewerk het, as kind van God bekend gestaan het, en almal het geweet van hierdie Christen broer, of hierdie Christen suster, en die volgende oomblik dan raak hierdie Christen, wat ook al, afvallig, en die sonde begin inkom. Wie wat gevaarlik maak van jou? Daar's duisende mense wat opgekyk het na jou. Mense wat opgekyk het na jou as kind van God en hulle het jou dopgehou. Want weet wat? Jy het hulle hoop gegee. Jy het hulle hoop gegee. En nou raak jy afvallig en jy maak dat ander mense rondom jou wat saam met jou gewerk het, wat ook dan kinders van die Here dopgehou het. Hierdie mense raak afvallig en hulle het geen hoop meer nie. God is op jou spoor. Ek kan jou garantie, God is op jou spoor. Hoeveel duisende mense. Jy kan vanmôre sê, kyk, ek luister ons baie keer aan die reë, die tik ouens, nou nie daar so, ek weet nie wat sy draks, ek ken ook nie die drek, ek wil ook nie weet wat is wat, maar daar is genoeg draks gewees. Pastoor, ek sal self hier uitkom. Dis mos my probleem. Dis net ek wat seer kry. Jy lieg. Jy lieg. Dis wat jou 'n gevaarlike mens maak. Dis omdat jy baie mense seer maak rondom jou. Dit maak jou 'n gevaarlike mens. Dit maak dat jy nie dat mense wat onskuldig rond, hoeveel kinders van 'n pa of 'n ma wat die Here op 'n tyd gedien het, of wat God uitgehaal het uit jou gemors het. Esegiel 16, wat God jou uitgehaal het, hy het jou 'n gesin gegee. Eens op 'n tyd het jy die Here gedien, daar was huisgodsdienst gewees, daar was gebid man, daar was gepraat oor die Here, verstaan jy, God jy miskien uit die draks uitgehaal, en die volgende oomblik, en jy weer toegelaat, dat die vyand jou terugvat, want daar was hoogmoed, en te veel voorspoed in jou lewe gekom, en jy begin God verlaat, jy begin God verlaat, en wat gebeur? Hierdie kinders en 'n vrou, Jessie wat hulle uitgesien het, skielik sien hierdie vrou, maar hierdie man van my, of hierdie vrou van my, sy oë is weer rooi van die verdomde draks, is weer rooi van sonde, is weer rooi van lieg en bedrieg. Die ou sonde is weer terug, want jy het hoogmoedig voor God geraak. Dit het te goed gegaan in jou lewe, en jy het God begin vergeet, en afvalligheid kom, en nou val, verstaan jy, dis een ding van my wat ek vanmôre kan sê, toe daai tyd wat ek die Here begin dien het, is daar ongelukkig nog 'n klomp gemors uit my verlede uit, wat nog so saamkom sleep het. En dit het gemaak dat my kinders, want die pa by die kerk en die pa by die huis het nog verskil. By die kerk was pa vreeslik godsdienstig. En by die huis het hy nog amper iets gevloek. Dis wie ons is. En kinders en die vrou hou hierdie pa dop. Hulle kry nie hierdie prentjie nie. Jy's 'n gevaarlike Christen. Jy's 'n gevaarlike profeet. Jy's 'n gevaarlike man van God. Want jy het jou kinders seer gemaak. Kouk het jou voorspoedig gemaak, 'n lekker stewige pai hier gegee, en jy vergeet wie God is. En jou kinders, en jou vrou, wat altyd hierdie kosbare pa begin sien weer, hier kom stelselmatig, weer daar die pa, weer daar die ma, weer hierdie man van God. Het jy vir jouself gedink, as ek vandag moet afvallig raak, hoeveel mense in hierdie gemeente trek ek saam? Hoeveel? Het jy al gedink in jou eie lewe waar mense begin opkyk na jou en jy raak afvallig, hoeveel gaan ten gronde as gevolg van dit wat hulle in jou sien?
jy's 'n bitter gevaarlike mens. Jy sien, en God stuur 'n storm. God self stuur 'n storm. Want jy sit op 'n boot wat jou wegvat van God af. En toe die storm kom, wie wat vir my sleg is, soos daar lees in Jona 1, lees hom maar daar weer. Wie wat vir my sleg is, dat die vyand, die skeepskaptein en sy matrose, hoor daar so wat sê, begin roep na hulle God, na hulle God. Na hulle God, na afgode. Hulle begin roep, want hulle gooi goeders in, oorboord. Hulle sien wat hier gebeur is, man. Hulle sien hierdie storm, en hulle lewe het hulle nog in hierdie storm gesien nie. Want jy sien, die gevaarlike man van God is op 'n boot wat hy nie hoort nie. En dit stel ander mense se lewens in gevaar, as gevolg van jou afvalligheid. Dit maak dat mense hulle rug op God draai, as gevolg van jou afvalligheid. Omdat jy nie 'n voorbeeld van kind van God is nie. Eendag leef jy so, en die ander dag leef jy so. Jy dubbele standaarde, man. En ons wil nie hoor ons het dubbele standaarde nie. En God stuur 'n storm. En hulle kom maak die profeet wakker. Jo. Gevrek in sy gees. Want afvalligheid maak jou dood. Hy smoor jou in. Hy maak jou dood. Daai eens kosbare tyd saam met die Here kom smoor sonde. Hy kom vat die gees van die Here uit jou lewe uit. Dis wat afvalligheid maak. Terwyl hulle na afgode roep en skrou in gelukbringertjies soen en vry om uit te kom uit hierdie gemors het, lê en slaap die profeet. Wat 'n verskrik. Mense, ons elke een is 'n profeet. Ons moet die evangelie by mense, ons moet hoop by mense uitbring. Ons moet vir mense sê, daar's 'n Jesus man. Los al die ander goed. Dat ons moet vir mense sê, daar's 'n Jesus wat jou lewe wil red uit hierdie storm, uit jou omstandighede. Daar's 'n Jesus. Nou lê en slaap ons kan sit 'n kerk, dis hoekom ek in die kerk so te kere gaan en sê, hou op, vrek hier, gaan begrafplaas toe. Hier het jy 'n opdrag, man. Jy het 'n opdrag om die koninkryk van God uit te vat. Jy het 'n opdrag om disippels te gaan maak. Moenie 'n bediening soek, jy het daar 'n opdrag om disippels te bring, maar jy het afvallig geraak in jou lewe. Die liefde van God is nie, dis hoekom die Here sê, daar's nie meer jou eerste liefde is nie meer in jou hart nie. Ek is meer nommer 1 nie. Die liefde van die huis van die Here is nie meer daar nie. Die liefde vir bid is nie meer daar nie. Die liefde vir getuig en die woord van God lees is nie meer daar nie. Maar ons kan twakloop en kwytraak. Afvallige profete wat lê en slaap terwyl hier mense besig is om verlore te gaan maak. Mense is besig om verlore te gaan. Ons slaap onder in die buik van die boot. Maar jy sien, hierdie slaap is 'n ander slaap. Hierdie is 'n slaap van skuldgevoelens. Want jy weet waarmee jy besig is. Hierdie is nie 'n rustige slaap nie. Hierdie slaap laat slaap vir jou nie lekker drome nie, want jy weet jy het jou rug op God gedraai. Daar's 'n onstuimigheid in jou gees wat God se gees deurstuur. Daar's beskuldigings. En God gaan jou aanspreek, want jy sien hy is besig, hy is op jou spoor. Jy sien wat die mooi hiervan is. God gee nie sommer net op nie. Hy wil nie hê dat jy sommer net moet verlore gaan. Dis hoekom hy die storm stuur op haar. Dis hoekom hy 'n storm stuur. Hy gee nie jou sommer net af in die Satan se hand. So prys die Here vir hierdie storm. Prys die Here. En nou begin beskuldig die wêreld jou. Wat gebeur daar, die matrose? Hulle begin beskuldig hierdie profeet van God. Hoe kry jy dit reg? Jy weet mos waarmee jy besig is. As die wêreld jou begin bestraf, wat maak jy dat jy hier vaslaat? Roep tot jou God.
En daardie oomblik besef Jona, maar ek is besig met nonsens, en hy sê, gooi my af, want dis ek is die probleem, die storm in mense se lewens, dis ek, man. Dis ek, moenie loop en wys na die en of daai nie, dis jou skuld. Hoekom val jou huis uit mekaar uit? Hoekom is jou kinders besig met sonde daar buitekant? Hoekom loop oorheen jou vrou rond, of jou man rond? Dis jy! Profeet van die huis, koning, priester en profeet van die huis. Spreuke 31 vrou, is jy besig met die dinge van God? Is ons besig? Verstaan dat ons is besig met die dinge van God is? Dan is daar die storms nie. En as daar 'n storm kom, dan weet ons. Soos Paulus gesê het, moenie worry nie. Toe die storm op sy boot, toe sê hy, moenie worry nie. My God gaan hierdie winde stil maak. Amen. My God gaan dit stil maak. Hy weet wie sy God is. Hy lê hom dood nie daaronder in die boot. En hy lê met skuldgevoelens, omdat hy nie besig is met die werk van God. Omdat hy nie besig is met sy roeping. Af hulle, dis prys die Here man. Weet, dit is my altyd so lekker om van hom gebruik, want hy praat oor die Here in hierdie straat. Dis lekker man. En ek wil nie iemand uitsluit nie, maar die wat besig is met die dinge van die Here, prys die Here man. Gooi my oorboord. En dan sê die woord nog altyd. En hierdie matroos het nogtans probeer om hom nie oor te gooi nie, maar om uit hierdie storm uit te kom. Vriende, nogtans probeer vriende jou uit hierdie storm uitkry, jy sal nie daar uitkom nie. Die dag wat my egskeiding gekom het, na die Here my gewaarsku het, maak jou roeping vas. Toe verloor ek sommer vrou, ek verloor sommer die kinders, ek verloor al my geld, ek het nie 'n huisie, en ek wonder wie's nou, die Satan, en so moet my pelle bestraf, hierdie werk van die Satan. Nee, ek kan niemand bestraf, ek moet myself bestraf. Kyk wat so oneer doen ek my kinders aan. Na hulle uit my huis het is hulle in die strate. Hulle word beskuldig van prostituie. Julle is hoere in Keetmanshoop. Wie se skuld is dit? Omdat ek afvallig geraak het van my roep. My vrou loop hoe rond met ander, wie se skuld is dit? Ek kan niemand blameer nie. Dis ek. Want jy sien, hierdie storm van God is nie 'n gewone storm. Hierdie storm gaan vir jou breek. So jy vanmôre 'n keuse. Hierdie storm gaan jou breek. Hierdie afvalligheid van jy gaan vir jou breek. Verstaan jy? Vriende, julle het nog met sê, moenie worry nie, jou huwelik sal reg, niks het reg gekom nie, want dit was God se storm gewees. En daar's nagevolge. Ek is so arm soos 'n kerkmens geloop raak, soos hulle sê. Ja. My brood gebats het vir 'n week. Ek prys die Here, want ek het in daardie storm, in daai situasie, het ek 'n keuse gehad, my boetie en my sussie. Terwyl ons lees oor daar wat die walvisman, wie ons moet alles vergeestelik. Die walvis, ons moet dit vergeestelik. Daar die buik van die walvis, die maag van die walvis, dis waar ek en jy belang, as ons oorboord gegooi word, want jy stel ander mense in gevaar. Mag God bietjie meer herders ook so bietjie oorboord gooi. Hierdie klomp goed wat so lieg en bedrieg in die kerk. Dat hulle oorboord gegooi word, dat die ding loop honger trek daar buitekant. Esegiel 34. Hierdie wat hulle so verryk met God se mense, gooi hulle oorboord. Moenie daai ding sit op pamperlang nie, ja wat? Dis nie 'n herder nie. Dis 'n vyand. Laat hy daar in die vis se maag kom, my boetie. Laat hy besef. Want daarso het jy 'n keuse. Daar sal jy 'n keuse. Die woord sê so mooi daar in Jona 2, en daar waar die soutwater, en wat is hierdie seegrasse, en die bamboes so om sy kop gedraai het. Toe dit donker was, jy sien, ons het vanmôre 'n keuse, ek maak klaar, toe hy daar in die, jy sien nog 'n papier, is net so kort stukkie, vir die wat benoud raak. Jy sien wat gebeur daar binne in die vis se maag. Nou slap daar in die donkerte,
Nou kom moedeloosheid. Die storm wat jy in jou eie lewe veroorsaak het, bring nou moedeloos. Hier sit in kern, Jona. Here, hierdie seegras hier om my gesig. Hoe hierdie sout waters, hierdie vuil donker omstandighede. As God die storm, gaan daar 'n donkerte kom. Ek verseker jou. As God 'n storm bring, gaan daar donkerte kom. En jy, of pelle, of jy kan iets doen, maar pelle kan niks doen. Vriende kan niks doen, want jy wou nie luister nie. Vinnig. Ek sal nie vergeet dat ek altyd hier by hom Nikkel kom aflos het, wat ek so deurgery het. Ek dink is dan daai maand en 'n half, want toe sit ek mos dan in daai storm. Ek word sommer daar in die kerk het weggejaag dan in loeder het so, en ek is kwaad vir almal. Min wetende, jy is nog besig met jou storm. Jy sê ek so bly toe hom Nik gebel het, gevra dat jy nie hier kom help nie. Ek sê dis ek op pad is, Here. Jy sê, nou kan ek nie meer, ek mag eers meer in Loederich, ek is uitgeworpen, nou sommer in elke dorp, prys die Here, Here stuur my. En ek sit hier teen hierdie see om nie, en die Here bevestig, net omdat ek in my moedeloosheid, jy sit in hierdie donker gat, ek prys die Here vir donker gate, ek prys die Here vir hierdie walvismaag, dat wanneer die seegras jy so bietjie rond sit man, dat jy so bietjie sout sit, dat jy so bietjie seegras vreet, dis die goeie ding, dis die positief, en daar het jy 'n keuse, daar binne hierdie omstandighede, waar jy moedeloos voor God sit, het jy 'n keuse, of jy kan besluit, as die Here weer praat, Jona, maak jou klaar. Die eerste ronde, toe doen ek besigheid. Die tweede ronde sê ek hier sit Here. Nou kan ek nie meer. My huwelik het gegroet. Die vrou het 'n ander man gekry. En die kinders is nog besig, Here. En ek sê, die ching is min. En ek loop 'n hype die wêreld vol. En my klere raak so 'n bietjie oud. Here, ek sal like om 'n ou karretjie te hê. En al die goeders, verstaan jy? Want jy het alles verloor, die storm het weggevat. Yes, prys die Here. Prys die Here. En daar in die storm, in die buik, in die maag van ons donker omstandighede, waar moedeloosheid jou begin oorweldig. Wie sit vanmôre, moenie jou hand opsteek. Wie sit vanmôre dalk in jou hart met daai moedeloosheid? Jy weet, jy was ongehoorsaam. Jy weet, moenie dit verander as jy weet. En God kom besoek vir Jona, terwyl hy uitroep uit hierdie donker gat. Here, help my. Here, sien my raak. Ek is besig om te vergaan en ek verdien dit. Jou Nik en hier teen hierdie water. Timoteus, 2 Timoteus, wat hy sê, na hy gesê, Here, hier is ek. Hy sê, gaan doen die werk van 'n evangelis. Hierdie keer het ek nie teruggedraai nie. Nee, ek het genoeg verloor. Hierdie keer het ek nie teruggedraai. Ek het soos Jona na die tweede roep, maak jou gereed Jona, daar's Ninive. En ek kan u verseker, ek verseker jou, dat God gebruik jou in alle omstandighede, want 'n siel is van uiters belang. Miskien het jy voel dat jy niks gedoen nie, maar eendag, weet ek dank die Here, want ek kyk nou so op Facebook, ek het vir my partykeer gevoel, ek wil hierdie reeper net loop en doodslag het. Toestep gif gekry het. Want dit voel vir my, ek het regtig met die Here gevoel, Here, wie is die ondankbaarste groep? Wie in 'n nou die dag sit, 'n ou hiphop sanger, hy's 'n groot hiphop sanger daar in Namibië, ou Jericho, julle kan hom loop kyk. Top. En hy sê, dankie vir pastoor Wille. Jo. Niks oor my nie, ek kon net sien, dit was, God het my net bederf,
deur te wys, dit wat jy gedoen het, is nie net Nineve, Jericho. Jericho is gered. En daai oomblik toe hy dit opsit, toe kom daar klomp reep ouens, wat sê dankie, pastoor Willem, en ek besef, dankie Here. Dankie vir elkeen. Want net eergister is een van hulle weer selfmoord gepleeg. Ek weet nie hoeveel van hulle het ek al begrawe nie. Van hierdie reep. Maar hoeveel het deurgekom het ek kan gesê, dankie Here. En hierdie is manne wat nie net, dankie pastoor Willem nie, hulle het opgestaan. Maar die disippels, hulle is besig om die mense van God te vertel. Hulle het nie net vrygekom nie, hulle prys God. En dis ons almal se hart, as ons net een Oseesterretjie kan teruggooi in die see. Is dit? Ja, ons het 'n keuse daar in ons moedeloosheid. Here, gebruik my. Ek gaan nie terugtrek. Gebruik my. Amen. Kom ons sluit ons oë. Dankie my God vir storms. Dankie Here, omdat ek weet vanmôre Here, U los nie net 'n afvallige, sommer net en sê gaan. U bring 'n storm. En as ons in daardie storm besluit, los my, dan sal U ons los. Maar as ek in daardie storm soos die Jona uitroep en sê Here help my. Die seegras, die omstandighede in my lewe is besig om my te versmoor. En ek weet, ek was ongehoorsaam aan U. Dankie my God dat U in hierdie gemeentetjie, Here, bid ek so, dat U baie meer Jonas gaan optel, Here. En ek bid ook vanmôre, Here, waar storms moet wees, U weet waar U 'n storm gaan instuur, want ons ken nie mekaar se harte. Partykeer is dit omstandighede wat ons hardkoppig maak. Maar baie van ons sit vanmôre hier, Here, wat reeds 'n roeping het. Wat reeds 'n roeping het met God, maak dit in ons harte wakker, Here. Maak dit wakker om te sê, jy's besig om afvallig te raak. Jy's besig om jou rug op my te draai. Jy's besig om met genade te speel. Jy's besig om beloftes te maak wat jy nie nakom nie. Jy's besig om die Heilige Gees te verwerp uit jou lewe. Here, praat met ons almal vanmôre. Praat met ons vanmôre, Here. Moenie dat die wêreld 'n beskuldigende vinger na ons wys. Begin bid tot jou God. Kan jy nie sien hoe lyk ons? Here, ons sien in wat se omstandighede die wêreld is. En die wêreld roep vanmôre uit na ons as profete van U. Begin bid tot julle God. Begin bid tot jou God. Kan jy nie sien hoe lyk ons omstandighede nie? Bid tot jou God en roep uit na hom om ons omstandighede te verander, Here. Dan kan ons soos ou Jona by Nineve instap. En ons kan dan sê, God sê bekeer julle. Soos wat ou Charles laas Sondag gepraat het van. Dis julle sonde wat julle tigtig. Dis nie ek. Dis julle omstandighede, maar Jesegiel 16 lees ons, Here. En ons besef dat U het weer jammer gekry. Toe daar berou is, het U weer jammer gekry. En U het hierdie prostituut weer opgetel. Maar hierdie persoon, Jerusalem, Willem, wie ook al, het begin besef wat afvalligheid maak. Dankie, Here. Dankie my God dat ons vanmôre hier kan uitstap en besef ons moet warm bly vir U, Here. In ons harte moet hierdie vuur bly brand.
Ons moet 'n kommitment maak met U, Here. Here, help ons. Help ons om van sonde af weg te kom, Here, ontslae te raak. Help ons, Here, dat ons nie die verkeerde boot loop klim, omdat ons nie wil nie, want ons is eintlik afvallig in ons harte. Ons het eintlik ons rug op U gedraai, my God. Dis hoekom ons nie wil aan U stem gehoorsaam wees nie, want ons is bang mense wys vinger na ons en sê, hoe lyk jy? Kyk hoe lyk jy? Dankie, Here. Mag U boodskap vanmôre vir elkeen 'n seëning wees. O Here, ek bid tog so uit my hart uit vanmôre, dat elkeen se lewe verander sal word, omdat U verandering wil bring. Elke een, Here, ek spreek dat ek waai my hand vanmôre oor my, oor elke een. Ek roep U genade uit, my God. Ek roep U genade uit, my God. U is teleurgesteld, maar U is kwaad. By U is altyd die tweede plaas. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Wil hom nie sê. Kom ons gee vir hom 'n provokasie. God, Heilige Gees, het vroeg vanmôre met my gepraat. En van my gesê ek moet met julle kom deel hoe kosbaar julle is. Julle hande en julle voete. Ons het vanmôre gehoor van hoe voete gebruik is. En ons het gesien hoe hande praat en werk met ons elke een. Weet u wie u is? Weet u dat in jou voete is meer as 4000 impulse wat God daar gesit het en wil gebruik vir sy koninkryk. Maar dit is nie die beste nie, die heel beste is, God het gekom en het hierdie hande geseën met 8000 impulse om gebruik te word sodat God verheerlik kan word en mense gered kan word. Besef ons waar ons loop, wie ons is. Want ons loop met ons voete wat so geseënd is. Jonas se voete was so geseënd toe hy gehoorsaam raak, toe stap hy na Ninive toe. En sy hande was so geseën dat hy kon daardie honderde duisende mense wat in Ninive was, kon hy aanraak omdat hy gehoorsaam was met sy voete en sy hande. En Willem het dit vanmôre vir ons kom sê. Hoe stap jy? Wat doen jy? Dit is wat God vir my kom sê, het ek met vir julle sê, en hy het vir my dit ook gesê. Hoe stap jy? Waar stap jy? En wat doen jy? Want in hierdie hande en voete van jou lê groot redding, wat God die Heilige Gees in jou sit. Ek kom daar, ek groet vir Johnny vanmôre. Ek sit my hand op sy skouer. Jy vir hom, besef jy wat gebeur? Toe ek my hand op jou skouer sit, toe gaan daar 8000 impulse deur jou liggaam. Ek weet nie daarvan nie, jy weet nie daarvan nie, maar God weet dit. Want jy het jou hand op 'n medebroer gesit. En dit is wat God vir ons kom vra vanmôre is. Gaan uit. Ek het jou by die naam geroep. Jy's myne. Ek het jou naam in my handpalm geskryf. Jy's baie special. Maar jy's alleenlik special as jy daai hande begin gebruik waar jy gaan.
al sit jy dan net jou hand op jou broer se skouer en sê vir hom, ek wil vir jou sê ek is lief vir jou, of vir jou suster. Los die res vir God. Daai impulse wat in jou hand is, God sal daarmee werk. Al wat hy kon vra is, loop net en doen net met jou hande. Broer en suster, ons moet mooi gaan dink, soos wat ons gesê het. Hy gaan vir ons vra, waar het jy geloop? En wat het jy gedoen? Help ons, God Heilige Gees, dat ons sal kan antwoord en kan sê, waar U ons gestuur het, as dit Ninive is, Ninive. As dit Port Nolloth is, Port Nolloth. As dit McDougall's Bay is, McDougall's Bay. Gaan doen net iets. Al sit jy net 'n hand op 'n skouer en sê ek wil net vanmôre vir jou of vanmiddag vir jou sê ek is lief vir jou. Die wêreld smag daarna om te hoor dat mense vir mekaar lief is. Die duiwel wil dit nie hê nie, want God is liefde. Dankie broer Willem, dat jy vir my geleentheid gegee dat ek gehoorsaam kon. Amen. Amen. Daar sit we kunnen staan en dan kunnen we lekker samen zingen. Philip zal voor ze afsluiten. Ons is blij om Nikus ook weer veilig daar in die Kaap uit. Spring chicken, spring levendig.
Dankie dat U al te hoog op ons hou, waar ons was, waar ons is. Dankie Here, dat U teenwoordig is. Dat U ons gebed hoorende is. Dankie Here, dat U en wat U is. En dit sê, as God saam met jou is, saam met ons is, wie kan teen jou wees? Amen. Dankie Here. Dankie Jesus vir die dag. Dankie vir die voedsel wat U vir ons gee. Dankie vir die werk wat U vir ons gee, die inkomste. Dankie Here. Vir alles wat U vir ons doen. Dankie Jesus. In Jesus Christus naam. Amen. Amen. Wonder veilige pad vir julle ook. As lekker koffie en tee.